hoofstuk 2 vanaf vers 1 tot 5. Skryf aan die engel van die gemeente in Efese. Dit sê hy wat die 7 sterre in sy regterhand hou, wat wandel tussen die 7 goue kandelaars. Ek ken jou werke en jou arbeid en jou lydsaamheid en dat jy slegte mense nie kan verdra nie. En dat jy op die proef gestel het wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie. En hulle leenaars bevind het. En dat jy verdra het en lydsaamheid besit en terwille van my naam gearbei en nie moeg geword het nie. Maar ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het en bekeer jou en doen die eerste werke. Anders kom ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie. Net tot daar. Nou, hier sien ons is die eerste, die hoofstuk 1 is basies die bekendstelling van Jesus aan Johannes. Jesus verskyn op die toneel en Johannes sien hom en daar's 'n sekere reaksie en dan stel Jesus hom eintlik bekend op verskillende maniere en verskillende beelde van homself. En dan kom hy in die heel eerste brief en die heel eerste openbaring wat hy van homself gee, wat hy in die eerste hoofstuk ook gedoen het. En dit sê hy wat die 7 sterre in sy regterhand hou en wat wandel tussen die 7 kandelare. Jy kry dit in hoofstuk 1 ook. Nou die belangrike ding hier is dat Jesus wil onmiddellik hê die kerk moet verstaan dat hy hou die 7 sterre in sy regterhand en hy wandel tussen die 7 goue kandelare. Nou hoofstuk 1 vers 16 en 20 het ons baie duidelik gesê, in sy regterhand het hy 7 sterre gehou, en in vers 20 sê, die verborgenheid van die 7 sterre wat jy in my regterhand gesien het, en die 7 goue kandelaars, en die 7 sterre is die engele van die 7 gemeentes, en die 7 kandelaars wat jy gesien het, is die 7 gemeentes. So die 7 sterre is die 7 engele van die gemeentes. Nou, onthou die woordjie engele beteken Angelos, is beteken messenger, is boodskapper. So die sterre is die boodskappers van die 7 gemeentes en die kandelare is die 7 gemeentes. So dis baie duidelik, jy het nie vreeslike interpretasie daarvoor nodig nie, want hy sê self wat dit beteken. So Jesus hou die boodskappers in sy hand. Maar ek wil net gou vinnig sê, baie mense sê dit is die pastore of die leiers van die gemeente, maar dis nie waaroor dit gaan nie, dit gaan hier oor die boodskap. Die boodskap. Want almal van ons wat hier sit is 'n draers van die boodskap van die evangelie. We are Christ containers. En Jesus is die boodskap aan die wêreld. Hy is die boodskap aan die wêreld. En jy sien baie duidelik in die 4 evangelies waar Jesus sê, maar die wat in hom behoort is in sy, hou hy in sy hand vas. En hy sal hulle nooit laat gaan nie. So sien net die pastore wat in die hand van Jesus is hier. Dit hier rondom die boodskap. Die boodskappers, die messengers van die gemeente, die liggaam is sy boodskappers wat sy boodskap uitdra aan 'n stikkende wêreld. En hier sien ons dat hy het die boodskappers in sy hande. Ek is in sy hande. Natuurlik 'n kosbare plek, dit sê duidelik ons is in sy. Hoekom sê dit nie ons is in sy linkerhand nie? Of hoekom sê dit nie ons is net in sy hand nie? Nee, dit sê baie duidelik ons is in sy regterhand, want dit het 'n baie duidelike betekenis. Die ander ding is hier is hy wandel tussen die 7 goue kandelare, wat natuurlik ontsettend kosbaar is, want Jesus is betrokke by sy gemeente. Hy is betrokke by sy liggaam. Hy vind, hoe wil ek amper sê, dis vir hom lekker om tussen sy kinders te beweeg. Want jy sien, die kerk is sy liggaam. Die gemeente is sy liggaam, dis wie hy is. Dis die uitbeelding van homself aan die wêreld. Daar's nie 'n ander manier hoe Jesus hom aan die wêreld wil uitbeeld, as behalwe deur sy liggaam nie. Dis hoe homself aan die wêreld bekendstel, is deur sy liggaam. En hierdie liggaam is hoe homself aan die wêreld bekendstel, en wanneer die liggaam begin funksioneer, begin hy die woord van Jesus verkondig, dis sy boodskappers, verteenwoordiging van wie hy is, verkondigers van sy woord, of sy boodskap aan die wêreld. Hy weet is ook baie duidelik wat hier aangaan, want hy's betrokke.
Hy's nie onbetrokke nie. Hy's baie duidelik betrokke en hy neem in en hy kyk en hy sien en hy weet. Want hy's heeltyd tussen ons. Al voel dit vir jou, jy beleef hom nie, maar hy's in die midde van sy liggaam. So het gesien in die eerste hoofstuk, as verskillende uitbeeldinge, en dit is ook hoekom hy in die heel eerste kerk homself so begin openbaar, is want hy sien alles en hy weet alles, dus kan hy vir hom weggesteek word, hy weet presies wat gaan in sy kerk aan. Presies, hy het oop oë soos 'n vuurvlam. Hy sien alles en hy weet alles. Maar hy hou ons in sy regterhand. Die kerk van die Nuwe Testament is basies die staf, soos wat Moses in sy hand gehad het, is ons die staf in Jesus se hand. Ons is die scepter in sy hand. Moses het al die wonderwerke gedoen deur die staf. Hy het die rots daarmee aangeraak. Hy het die see daarmee. Dit is waardeur God sy wonders gedoen het. Was deur die staf van Moses. En die Nuwe Testamentiese kerk is basies die staf in die hand van Jesus. Dis deur hierdie staf in sy regterhand waarmee hy sy wonders gaan doen op hierdie aarde en waarmee hy dit wil doen. En waarmee hy verkies om dit te doen. Dit sê hier so in Jesaja 41 vers 13, want ek, die Here jou God, gryp jou regterhand aan. Ek wat vir jou sê, wees nie bevrees nie, ek help jou. Die regterhand is verteenwoordigend van God se hulp. Deur die kerk in sy regterhand gaan God aan die wêreld hulp gee. Hy gaan die wêreld help. Want hy is die goeie herder. Hy wil versorg. Hy wil lewens aanraak. Hy wil huwelike red. Hy wil die dors van mense les. Hy wil honger les. Hy wil genees. Maar dis deur sy regterhand waarmee hy die wêreld gaan help. Dis die regterhand wat help. Die hulpende hand in sy regterhand. Dis waarmee hy u en my gaan gebruik. Dit sê hier so in Lukas 20 vers 42 tot 43. Dawid self sê in die boek van die Psalms, die Here het tot my Here gespreek, sit aan my regterhand, tot ek u vyande gemaak het, 'n voetbank van u voete. Dis die regterhand, die regterkant of die regterhand spreek altyd van 'n plek van gesag. Dit beteken iets is onder jou onderworpe, totdat ek jou vyande gemaak het tot 'n voetstoel vir jou voete. Maar dit kom vanuit die posisie van die regterhand of die regterkant. Wanneer God die kerk in sy regterhand hou, die sterre in sy regterhand hou, beteken dit is deur sy regterhand en deur sy liggaam waardeur hy die vyand sal verslaan. Deur middel van sy boodskappers. Sê gou vir my, wat doen jy as jy aan 'n dwelmverslaafde, hy's geboei, ek noem nou net een voorbeeld. Kom ons maak sommer vir my, ek was nou 'n lekker vet drug addict en my susters het al die jare met die evangelie verkondig en ek was nooit teen God nie, ek was altyd pro God. Ek meen, ek sou my gesuipheid met enige iemand beklei wat, jy weet wat ook al, maar ek was ook al red soos 'n klip. Maar weet jy, die dag toe ek die evangelie vat en ek neem dit en ek vat hy woord en die boodskap van die vanuit die regterhand van God kom in my lewe in. Toe vat hy die vyand wat oor my geheers het en hy plaas hom onder my voete as 'n voetbank. En toe heers ek oor hom en hy nie meer oor my nie. Toe is ek nie meer 'n slaaf van mandrugs en crack nie, maar toe raak ek 'n slaaf van Jesus. Maar dit is die regterhand spreek van jy begin 'n boodskap verkondig aan 'n stikkende wêreld. Waarin God mense uithaal waar die vyand oor hulle geheers het en nou kom hulle onder jou voete in. Dit bring autoriteit en oorwinning. Dis die hand wat oorwinning bring. Maar is deur u en my boodskap. Dit is die boodskap van die kerk. Want dit is soos sterre in sy regterhand. Lukas 22:69. Van nou af sal die seun van die mens sit aan die regterhand van die krag van God. Die engel sê dit nogals eintlik mooi. Maar van nou af sal die seun van die mens sit aan die regterhand van die krag van God.
Dit sê nie net hy sit aan die regterhand van God nie, baie skrifte kry jy, maar hier sê dit aan die regterhand van die krag van God, want dit wil sê, die regterhand, as jy sit aan die regterhand gehou, spreek dit van 'n plek waarin daar krag is, there is power in his right hand. Weet dit is deur die liggaam, die boodskappers, wat Jesus in sy regterhand hou, waardeur God sy krag op hierdie aarde sal weerspieël. Dit kom nie van die linkerhand, dit kom van die regterhand. Want dit spreek van, die regterkant spreek van krag, autoriteit, hulp, oorwinning, gesag, autoriteit. God wil deur u en my sy krag aan die wêreld toon. En baie keer sal ons vra, maar ons beleef en sien dan nooit hierdie goed. Jy gaan dit definitief beleef as jy dag en nag voor die TV sit en Sewende Laan kyk of wat is die nuwe seepies wat daar is nie. Jy moet seker 'n boodskapper wees om die effek van die boodskap te beleef, is dit nie. Hoe wil jy dit wat van die regterhand kom beleef as jy nie die doel waarvoor jy geroep is in daai regterhand uitleef nie? Dit gebeur nie in die sitkamer op jou stoeltjie nie. Jy moet beweeg waar hy beweeg. Jy moet betrokke wees waar hy betrokke is. Jy moet begin spreek, jy moet begin doen en jy sal dalk begin sien en begin beleef. En dis waarvoor die vyand natuurlik bang is, ontsettend bang is, as die kerk begin beweeg. Want hy weet, dis in Jesus se regterhand, solank jy jou net kan passief hou. Hy sal soveel issues in jou lewe skep, dat jy net met jou eie drama in jou kop en in jou hart besig is, maar jy moet net nie beweeg nie op jou. Hy sal vir jou so in depressie laat verval, so bipolêr laat weet, so met jou eie lewe laat sukkel, so met emosies, so met jou verlede, so met alles, hy sal vir jou met alles besig hou, maar jy moet net nie begin beweeg nie, want dan is jy vir hom 'n probleem. Die moment as die kerk begin beweeg, dan begin Jesus die staf swaai, en nou kan hy begin doen. Hy het gekies om dit deur u en my te doen, en nie sonder u en my nie. Hy het gekies om u en my die staf in sy regterhand te maak, en dis waardeur hy wil werk. Dis waardeur hy wil werk. Wat hy gewerk het in Christus toe hy om die dode opgewek het, om laat sit het aan sy regterhand in die hemele, bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. Dis die plek van absolute autoriteit. God wil heers deur sy kerk op hierdie aarde. Hy wil deur u heerskappy uitleef en wys. Weet jy dit wat in die skole aangaan, die kerk is veronderstel om eintlik op te staan. En na die skole toe te gaan, na die hoofde toe te gaan, en sê ek jammer, maar ons kinders kan nie hierdie poef wat julle hier verkondig, dat ons kom uit 'n klip uit of 'n poel, weet jy wat se strooi nie. Ons kan dit net eenvoudig nie aanvaar nie, maar die kerk is stil. Hulle kom maar met seksboekies kom in die skole. Van 'n man, en dan wys hulle hoe 'n man met 'n man. En hoe jy nie dit nie, maar die kerk se mond is stil. Die probleem lê in die feit dat is altyd 'n enkeling. Ons is eintlik so skeidbang. Kerk is skeidbang in Suid-Afrika. Hy is skeidbang. Jy hoor hom nie. Jy hoor die moslems. En jy hoor die ander gelowiges wat teen hulle goed gegaan word. Maar jy sien nie hoe die ware kerk in sy massas opstaan en die goed begin teestaan en autoriteit begin optree. Jy sien dit, sê gou vir my, sien jy dit? Ek weet, ek praat nou dalk baie kras en hard, maar dit is wat dit is. Ek kan nie speletjies om 'n draai nie. Maar ek praat nie met u nie, ek praat met myself. Maar dit is 'n eenvoudige feit. Die kerk is geroep om te heers, om autoriteit op die wêreld af te doen. Ons is veronderstel om te sê wat is waar, wat is aanvaarbaar, wat is nie aanvaarbaar nie. So stel hom voor te loop met dit.
but we are quiet. And we are not heard. Dit is eintlik maar 'n skande. Jo, weet jy, maar dit soms is eienaardig nog, as jy sien, as ek, en die rede hoekom ek dit nou noem, is as jy kyk wat dit net beteken, dat die boodskappers van Jesus is in sy regterhand, wat daai regterhand beteken, wat dit is, en dan doen ons niks daarmee nie, maar dis omdat ons nie boodskappers is nie. Ons is net onder mekaar partymal boodskappers. Maar dis nie waarvoor die boodskap daar is nie. Hy het gekom vir die gesondes, hy het gekom vir die siekes. As jy nie boodskapper is onder die siekes nie, dan is jy met verkeerde boodskap, 'n verkeerde mens. Weet jy wat sou gebeur as hulle moet sê die Koran is net 'n mite. En alles wat in die Koran staan is 'n leuen. En Allah is nie God nie. En hulle sê geen moslim geloof sal in enige skool verkondig word nie. Wat dink u gaan gebeur? Gaan dit aanvaar word net so? As dit gesê word so, daar sal chaos wees van die moslimse kant af. Maar die kerk is stil. Hulle sal in hulle massas optrek. Hulle sê flip in skole afbrand. Hulle sal chaos veroorsaak. Want jy kan nie so van hulle God praat nie. En jy sal hulle nie verban uit enige, maar die kerk is stil. En hy sê niks. Weet jy wat doen ons eerder? Jesus, en ek gaan nou seker op baie mense, en hierdie is niks persoonlik, jy hoor, as jy moet my regtig, hierdie is niks persoonlik nie. Maar weet jy wat doen ons eerder? Ons homeschool. Weet julle wat doen ons eerder? Ons begin 'n privaat skool. Maar ons is te bang gat om op te staan vir die waarheid. Ons onttrek eerder een kant toe. Maar ons kan nie opstaan vir die waarheid nie. Ons kan nie ons mond oopmaak nie. Ons sal eerder homeschool, ons sal eerlik private school, maar vir Jesus opstaan in die midde van, daar's 'n manier hier op Ellie, want dit gaan my raak. I take the easy way out. Dis presies wat ons eenvoudig doen, of jy dit nou wil hoor of nie. Dis eenvoudig die waarheid. Dis 'n harde boodskap. Maar ons sal moet begin optree soos mense wat sit in 'n posisie van die regterhand in die hand van Jesus. Ons is geroep om te heers, ons is geroep dat ons stem gehoor moet word. Ons is geroep om 'n verskil te maak. Ons is geroep om voor te loop, ons is geroep om sigbaar te wees. Ons is die boodskappers van Jesus in sy regterhand. Ons is die stap wat hy wil beweeg. Maar weet jy wat, as ons net retireer en terugtrek, die wêreld sal niks in sy lewe ooit beleef nie. Ons raak net al die stiller en stiller en stiller en stiller. Dis nie waarvoor u en ek geroep is nie. Weet jy hoekom raak ons stiller? Dit gaan oor die volgende. Die hart. Maar ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het en bekeer jou en doen die eerste werke. Anders kom ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie. As jy jou nie bekeer nie. Voordat iemand my na die tyd bel en my stukkend wil vertel, ek het niks teen homeschool nie, hoor, en ek het niks teen privaat skole nie. Dis nie waaroor dit vir my gaan nie. Elke mens se situasie verskil, maar my groot kommernis is, dit voel vir my die Christendom hardloop van alles af weg, want hy kan nie opstaan vir Jesus in 'n wêreld wat Jesus verwerp nie. Hy kies die maklike way out. Dit kan nie langer so leef nie. Ons kan nie vervolging vermy nie. Hierdie gemeente was ontsettend aktief
Dit sê so, ken jou werke en jou arbeid en jou lydsaamheid en dat jy slegte mense nie kan verdra nie en dat jy die op die proef gestel het wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie en hulle leenaars bevind het